Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Goeiemôre. Vir my is dit 'n wonderlike voorreg om vanmôre saam met een en elkeen in Abba se teenwoordigheid dinge te kan doen, sy werk te bespreek. En vanmôre wil ek dankie sê vir Frikkie vir hierdie geleentheid wat hy my wel bied om die woord voor te dra vir u almal. Kom, laat ons net eers saam bid. Almagtige Skepper, u is wonderlik, u is gedig, u is waaragtig, u is soewerein, u is heilig. En Vader, ons eer u vanmôre dat ons weet dat dit is net deur u groot genade dat ons vanmôre hier kan sit en weet dat ons sterk verlosser, Jesus Christus wat u gestuur het, om ons te kom verlos, te bevry, te versoen en te genees. En dat ons in die teenwoordigheid kan vertoef vanmôre. U is alreeds met ons, want u is Immanuel, God met ons. En ons bid vanmôre dat u ons sal lei en sal inspireer deur die Heilige Gees. Met baie danksegging. Amen. As ek so kyk in die wêreld, dan sien 'n mens baie hartseer. Jy sien mense loop moedeloos, hulle loop hopeloos, hulle voel verwerp, hulle sit langs die pad. Jy weet nie of hulle wil nie eens, hulle weet nie of hulle jou kan groet nie, maar net die liefde wat God in ons een en elkeen se harte gesit het, maak dit vir ons dat daar 'n geleentheid is om na hulle te stap en te sê, Papa is nog lief vir jou. Hy gee om vir jou. Al loop die mens verby jou, maar hy is daar. En vanmôre as ek nou dink aan die tema van hierdie skool wat ons by is, Bybelskool, sal ek sê, is daar een woord wat vir my uitstaan en vir my om te kom leer by ander, is introspeksie. Waar ons moet weet dat ons moet op ons eie self ondersoek instel in ons lewens, of ons op die regte koers is, wat Papa wil hê ons moet wandel. En ek het 'n skriflesing, en dit is in 1 Korintiërs 11 vers 28. Ek dink dat almal van ons is hier en ons neem nagmaal op 'n gereelde basis waar ons, hy sê so dikwels as wat ons by mekaar kom, dan moet ons die brood en die wyn drink tot nagedagtenis van wat hy kom doen het vir ons op die kruis. Oorwinning was behaal op die kruis. So ons staan in hy oorwinning van ons Here Jesus Christus, dat ons weet vanmôre dat hy is die een vanmôre wat ons sal lei. 1 Korintiërs 11:28 sê vir ons, maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. En ek dink baie kere doen ons dit maar net omdat dit so geskrywe is. Maar die waardige rede waarom ons daaraan deelneem, is sy liggaam en sy bloed wat hy vir ons gestort het. As ons dit kan besef, die pynlike sweephoue wat hy moes verduur het, die spykers in sy hand, in sy voete, en die spies in sy sy, waar water en bloed uitgevloei het. Dink ek moet ons besef vanmôre, regtig, want hy sê soek ware aanbidders, wat hom in gees en in waarheid sal aanbid, in hierdie laaste dae. En dis nou die uur, waar ons moet regtig sê, en 'n bietjie kyk in ons lewens,
is my lewe in orde met Jesus? Ons is baie geestelik, maar by tye is dit waar ons net onsself moet vind, is ek reg met die Here? Is my gesindheid reg? Is my handelinge reg teenoor my naaste? Want dit is die eerste gebod, ons moet die Here lief hê met alles wat leef en beef in ons. En die tweede gebod is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar baie kere doen ons as gelowiges, ons bedink dinge, ons sê dit nie, of ons bespreek het, en ons hawe daai binne in ons binneste. So, my naaste gaan nie sien wat ek dink van hom nie, maar die Here weet. Hebreërs 4:13 sê, alles is open bloot voor die oë met wie ons te doenig is. So as ons by die tafel kom, en dit is waarom hy sê in 2 Korintiërs 13:5, hier sien ons dat ons moet ons lewens reg het voor ons by die tafel kom. Want ons weet by die tafel toe Jesus die instelling maak van die heilige nagmaal, was daar manne se gedagtes wat gedwaal het, veral Judas Iskariot. En hy sê, die een wat sy hand eerste saam my in hierdie bak sit, is die een wat my gaan verraai. En dan is die vraag, hoeveel keer verraai ons nie die Here nie? Ons sit in gesprekke waar hulle Jesus verkleineer. En ons lag sommer saam. As hulle lag ons saam. Ons besef nie dat ons word mislei op daardie moment. Daardie paar sekondes waar ons net misleiding is, ons blootgestel aan misleiding. Maar die Here sê vir ons, met ons wandel met hom, Spreuke 14:2 sê, wie in opregtheid wandel, vrees die Here. Maar hy wat verkeerd is in sy weë, verag hom. Is net soos wat Paulus sê aan Timotheus in 2 Timotheus 3. Hy sê, in die laaste dag gaan daar verskriklike tye wees, mense gaan liefhebbers van hulle self wees, geldgierig, grootpraters, trotsaar, kinders wat ongehoorsaam is aan hulle ouers. Hy sê, later, want hy sê in vers 5, mense wat 'n gedaante het van godsaligheid, maar die krag van Jesus Christus verloon. Maar dan sê ons is Christene, maar ons moet ons op daai maatstaaf sit, rarig om te sê, elke dag moet ons kyk dat ons ingesteldheid reg kry met die Here. Ek kyk in ons kamer, is dit, oor Willie sê, voor ons gaan slaap, ons kry wel lesings hier, maar in die kamer het daar weer reëls gestel, ons gaan bid, ons gaan 'n Bybellesing hê, voor ons gaan slaap. En ek dink dis 'n instelling wat ons almal moet hê, en my ouma het my geleer om te bid. Gentle Jesus, meek and mild, look upon a little child. So daai gebed het van kleins af al impak gemaak by my lewe, die bewustheid van God se teenwoordigheid. Ek sal saam met jou wees tot aan die volëinding. So hy is altyd met ons. En as gelowiges moet ons besef, nie dat ons afkoers is nie, maar laat ons by tye wandel ons weg van die Here en ons gaan met die gesprekke wat ons voer met mense, onsinnige praatjies. En dit is waarom Paulus sê vir Timotheus, lê jou daarop beproef om die woord van God reg te sny, onbeskaamd. Sny die woord net reg, want hy is die woord, van hy wandel met ons, hy leef in ons. So, by tye moet ons weet dat Abba Vader is nog steeds lief vir ons. Dit wat ons in die verlede gedoen het, dit wat ons huidiglik doen, en wat ons nog gaan doen. Hy weet, hy is bewus, maar hy los ons met die keuses. En dit is waarom hy sê, ek dink hy sê in Spreuke wat hy sê, mens bedink die weg, maar God bestuur die weg. Of was 'n weg wat reg lyk vir ons, maar die einde daarvan gaan nie weer van die dood wees. En dit is waarom Paulus sê vir ons in Romeine 6:23, die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in ons Here Jesus Christus. So ons dink baie dinge, al stem ons ook saam met negatiewe gedagtes by tye, of ons komprimeer met die gedagtes wat mense het, of as is nie seker nie, dan gaan ons met die vloei. Maar dan moet ons tot stilstand kom, en dan kom het bietjie introspeksie. Wat verstaan ek van hierdie dinge? Wat sê my gemoed vir my?
En dit sê in Jesaja 55, vers 8 en 9. En dit is waar, ek dink die volk se gedagtes was maar net op 'n ander koers gewees, waar hulle voel, nee man, Moses is te lank op die berg, 40 dae, en wat gaan ons nou doen? Ons moet iets anders te doen. En dit is wat ons leer in die lesings wat ons hoor van hulle afgode aanbid. En dit is waarom hy sê vir ons, vers 8 en 9 sê vir ons, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle wee is nie my wee nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my wee hoër as julle wee, en my gedagtes as julle gedagtes. Partye maal ons gedagtes deur baie goed, jou omstandighede, jou finansiële probleme, wat jy nog moet bekom, wat jy wil nog bereik, maar ons moet die Here raadpleeg. Want die Here sê in Jesaja 65, daagliks is my hande uitgereik na 'n volk wat na my naam nie gevra is nie. Het hy gesê, hier is ek die hele dag deur, maar hulle het gesteen op hulle gedagtes. Dis hoe hulle gerebelleer het teen God, om goed op bakstene te laat, rook te laat opgaan, offers te neem daar. Maar die volk, wat nie na sy naam genoem is nie, verwys na die heidene, en dis ons. En dit is waar ons deelagtig geraak het aan die genade van ons Here Jesus Christus. Kolossense 3 vers 2 sê vir ons, en dit gaan oor ons denke, vanmôre dit gaan oor ons gemoed. Hy sê, beding die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. So waar is ons denke baie kere? Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. So ons moet ons gedagtes moet so hemels ingesteld wees, as ons weet dat daar word daagliks aanbid in die hemel, heilig, heilig is hy wat op die troon is. Ons sien alles in Openbaring, hoe duidelik het beskryf word vir ons. Ons moet wandel en handel volgens wat die Here behaag van ons. Ons, soos Paulus sê, en hy vermaan ons, hy sê in Romeine 12, vers 1 en 2, sê hy so baie mooi vir ons, hy sê, ek vermaan julle broeders, by die ontferminge van God, dat julle liggame stel as 'n heilige en welgevallige offer, want dit is julle redelike godsdiens. Maar vers 2 is vir my kardinaal belangrik, want ons by vers 2 kom, sê vir ons, dat ons moet ons gemoed verander. En ek glo dat wanneer God met ons praat op hierdie wyse, dan moet ons agslaan wat hy sê vir ons. En hy sê vir ons moet nie kompromieer in die lewe nie. Ons moet weet vir wie ons wil dien. Hy sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van jou gemoed, sodat jy kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Ons bid in die Onse Vader, laat u wil geskied. Jesus sê in die tuin van Getsemane, Vader, nie my wil nie, maar u wil. Ons moet so bewus wees van sy teenwoordigheid, hy is alomteenwoordig, alomhorend, alomsienend. So ons moet bewus wees, hierdie magtige koning wat ons aanbid, hy is bewus van alles. Hy sê in Psalm 139, ek deurgrond jou. Ek weet jou aan jou sit en jou opstaan. So, daai bewustheid moet kom by ons, dat Abba Vader, hy is altyd met ons. Altyd. Hy is Immanuel, God met ons. En ons moet ons gemoed so verander, nie volgens wat die wêreld se vloei is nie, maar wat die Here wil hê. En dis waarom hy ons gee die vrugte van die Gees. Hy gee ons die vrugte van die Gees in Galasiërs 5 vers 22. En die vrug van die Gees, daai 9 vrugte, as ons 'n bietjie wiskunde doen en ons deel daai 9 vrugte in 3, dan kom ons op iets merkwaardig af in daai 9 vrugte. Die eerste 3 vrugte natuurlik
van Abba Vader is vir my so mooi. En dit gaan oor sy karakter. Wie hy is en hoe hy ons so baie lief het. Galasiërs 5 vers 22. En ek wil die vrugte net so 'n bietjie lees. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede. Dis die eerste 3. Dit praat van Abba se onvoorwaardelike liefde. Agape liefde, goddelike liefde. Dis die eerste 3. Die tweede 3 is natuurlik, dit praat hier van ons moet langmoedig wees, vriendelik wees en ons goedheid. Dis ons gesindheid. Ons gesindheid moet dit wees, dis daardie vrugte. En die laaste 3 is waar dit praat van ons karakter. Getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Waarvan selfbeheersing ook 'n deeg is. En dit is waar ons moet bykom. As ons daardie vrugte het van die Gees, dan kan ons as ons eintlik klaar toegerus vir die lewe. En ek gaan my laaste vers net lees is in 2 Petrus 1 vers 3. En in 1 Petrus sê dit vir my baie mooi dat hoe ons moet handel. Hy sê vir ons in 2 Petrus 3 vers 3. Ja, maar 1 vers 3. Petrus 1 vers 3, hy sê, immer sy goddelike krag het hy ons geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deeg. Hy roep ons en hy rus ons toe. En tye het ek dit vir jeug verduidelik, ons het 'n selfoon en daar's 'n SIM-kaart in. Maar voor jy die apps kan gebruik, moet jy die SIM-kaart aktiveer. En as ek dit so mag stel, as ons nie die Heilige Gees in ons lewe aktiveer nie, kan ons nie die apps gebruik nie. So hy het ons alles gegee wat ons nodig het vir die lewe. Hy het ons toegerus vir 'n tyd soos nou, waar ons die mens kan sê, immer sy goddelike krag. En ons weet dat selfs 2 Timoteus 2 wat sê dat God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Weereens, selfbeheersing is daar. En dan sê vir ons in 1 Johannes 5:12, hy wat die seun het die lewe. Wie die seun van God nie het nie die lewe nie. So, as ons die vrug van die Gees het, die deugde het, dan kort ons een, soos hulle sê, een bestanddeel in ons lewens. En dit is Filippense 2, dat ons die gesindheid van Christus Jesus moet aanneem. Want hy sê dit baie mooi vir ons, as daar enige tederheid is in ons, en Filippense is vir my 'n baie mooi boek. Hy sê vir ons daar so 2, as julle dan enige troos in Christus is daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees, en as daar enige inner tederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eengesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin, en moenie iets doen uit selfsug nie, of uit ydelle eer nie, maar nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Maar julle moet elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Dis wat ons moet hê. En as ons sê, ons is in Christus, dan sê 2 Korintiërs 5:17, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, alles het nuut geword. Kyk, dit het alles nuut geword. En dit is wat ek vir u wil mee bemoedig, dat ons moet introspeksie doen op 'n daaglikse basis. Is ek op die regte plek waar Jesus my wil hê? Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die woord.
Ons weet dat U is die woord. In die begin was die woord. Die woord was by God en die woord was God. Vader, ons weet dat vers 2 sê vir ons so baie mooi. Hoofletter. Hy was in die begin by God. Niks het ontstaan wat ontstaan het deur ons sterk verlosser, Jesus Christus. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like